Louis, vandag se vraag is oor verslawing. So dit gaan oor die verskil tussen substans en prosesverslawing. Ai tog, dis 'n tong al so knoop in die oggend. Tussen substans en prosesverslawing. Nou die rede hoekom ek vir hierdie vraag kry, ek het in verlede jaar 'n vraag gekry waar iemand gesê het hulle man is 'n seksverslaafde of 'n pornografie verslaafde. En toe sê sy aan die einde van die prosesse, maar ten minste is hy nie 'n alkoholverslaafde nie. En toe het dit my laat dink, Ja. mense vergelyk die verslawings met mekaar en die een is duidelik vir mense beter as die ander een. So kom ons gesels net eers oor wat is die verskil tussen hierdie twee verslawings? Ja, want daar is 'n verskil. Hmm. En in die dame se kommunikasie na jou toe lyk dit asof sy aanneem dat die een is daarom minder gevaarlik of minder intens as die ander ene, nê. So kom ons kyk net waarna ons kyk. As ons praat van 'n middelverslawing of substansverslawing, dan is dit eintlik maklik om te verstaan. Dit is iets waaraan jy kan vat buite jouself, 'n middel. Alkohol, nikotien, stimulante, cannabis, wat dit ook al is, en jy kry 'n chemiese wins daaruit. Basies, jy duidelik as jy alkohol en nikotien wat jou grootste verslawings in die wêreld, maar reg oor wêreld is, dit is vir jou lekker as jy dit inkry, jy kry 'n dopamien beloning, en die beloning wat jy kry is chemies geïnduseer. Prosesverslawing is dit is iets wat meer in jou eie gedrag lê. En dit is iets wat in jou gedrag lê, soos byvoorbeeld om te dobbel, om speletjies te speel, seksverslawing, om verslaaf te wees aan eet of oefen ensovoorts ensovoorts. Daar's nie so chemiese verslawing, daar's nie toleransie wat opgebou word nie op 'n chemiese vlak nie, maar jy kry ook natuurlik jou neurologiese beloning, want jy maak ook jou neurologiese paaie, soos jy nou al hoe meer en meer dit begin doen om dieselfde effek te kry. So as jy gaan kyk na die amptelike diagnoses en wat nou wat wêreldwyd aanvaar word in die mediese omgewing, dan as jy kyk na jou prosesverslawing, dan gaan dobbel, internetspeletjies en kompulsiewe seksuele gedrag word amptelik as diagnoses erken. Baie ander tipe prosesverslawing is nie regtig amptelike diagnoses in die mediese omgewing nie, maar word oral in die praktyk en in terapie gesien. Jy weet, foonverslawing, werkverslawing, jy weet die bekende liefdeverslawing, verhoudingsverslawing, kompulsiewe gedrag ensovoorts ensovoorts. En dis maar die groot onderskeid. Mense verwys deesdae, ek dink nie dit is al 'n diagnose nie, maar verwys baie na oefen en eetverslawing. Kan jy vir my, sal oefening dan deel wees van die prosesverslawing, maar eet voel vir my omdat dit ook 'n substans is dit deel van substansverslawing, of hoef mens nie daai onderskeid eintlik te verstaan nie? Kyk, ek dink nie dit is so belangrik vir Jan publiek om te verstaan, luister, gaan daai kompulsiewe seksuele gedrag nou onder impulsiewe versteurings of kompulsiewe versteurings, of gaan er meer onder 'n verslawing? Of is die eet, daar is tog 'n bietjie van 'n chemiese beloning by ooreet, en sal dit nou 'n eetversteuring wees of eerder 'n verslawing? Dit is nie so belangrik as om na die groter prentjie te kyk nie. Prosesverslawing is iets wat gewoonlik begin as normale gedrag. Ons oefen bietjie, of ons eet lekker, daar's niks verkeerd daarmee nie, of ons speel bietjie speletjies op die internet, of ons dobbel bietjie vir pret, daar's tog niks meer verkeerd nie. Maar gewoonlik begin van hierdie gedrag dan eskaleer onder stres, met geleentheid, as daar naby 'n casino is, as dit maklik is om aanlyn te gaan en so voort. En dan gaan dit later ook in daardie hoë risiko gedrag wat jy amper nou nie meer werk nie, en jy begin jok, en jy begin nie slaap nie, ensovoorts ensovoorts. Dan het dit maar dieselfde effek as jy doen amper aan dieselfde ding as wat jy sou aan alkohol verslaaf
sou gewees het byvoorbeeld. So aan die einde van die dag kyk mens na die voor en nadele van alles, maak nou nie saak waar dit in die boksie in was nie. Want ek dink baie keer mense raak verward met nog steeds met wanneer is jy nou misbruik jy iets of is jy verslaaf? Waar is daardie Ja. lyn? Want baie mense en veral veral mense wat eintlik dit al klaar misbruik en verslaaf is, se breine, hulle kan dit vir hulle self so half nog mee werk deur te sê ek ek kan nog ophou. Ek kan enige tyd ophou, maar waarna moet ons kyk? Ek dink nie mens moet vir die persoon self Hmm. vra kan jy ophou of nie. Dit is nie die kriteria nie. Wat is die kriteria van jy is duidelik nou 'n verslaafde en iets moet dalk na gedoen word. Um, dit is nie so 'n 10 stap lysie en dan kan jy dit aftik en dan behoort jy daaraan ja of nee. Dit is bietjie verskillend vir verskillende mense ook, want dit hang ook af van eenvoudige faktore soos liggaamsgewig ensovoorts as jy kyk na substansverslawing. En 'n paar ander faktore, maar breedweg. As jy kyk na of dit nou substans of prosesverslawing is, beraak dit 'n verslawing wanneer jy kyk na 'n 'n kontrole wat jy nie meer het nie. Nee. Wanneer jy kyk na 'n roeping. Die Engelse woord craving beskryf dit baie mooi. Dis amper 'n roeping na iets. Jy kan nie help nie, dit roep jou, dit lok jou om dit te gaan doen. En jou aan om dit te doen, al weet jy dit is nie eintlik goed vir jou nie en al weet jy moes eintlik gewerk het of dit of dat gewerk het. Ten spyte van die feit dat jou verhoudings of jou studies of jou werk of jou finansies of jou probleme met die gereg voortgaan en jy val baie keer terug. Dit is verslawing. As jy meer kyk na substansverslawing, is daar tog periodes wat daarmee gepaard gaan met fisiese afhanklikheid of beskonkenheid of tye waar jy onder die invloed is en onttrekking. As jy kyk na prosesverslawing, is baie keer meer bietjie in die geheim. Dit is so in die gewone lewe ingevleg. Jy weet jy werk so deur jou selfoon, jou oproepe en jou vinnig maak jy goue paar weddenskappe. Veral is dit iets wat al hoe meer eskaleer en dit help nie met jou gemoed nie, dit maak jou gemoed ongemaklik, jy word angstig of jy word meer depressief en jy sien die probleme finansiëel of in jou verhoudings of in jou werk. Dis verslawing en dit kan geweldig intens wees of dit kan ligte mate wees of jy kan al klaar so in 'n medium mate daar wees, nee. Nou wanneer dit kom by die behandeling van verslawing, is dit baie frustrerend vir geliefdes om te hoor dat jy kan nie net jou geliefde gaan aflaai by 'n rehabilitasiesentrum en sê nou gaan jy skoonkom en dan oor 3 weke is alles verby nie. Ek dink jy moet vir ons net verduidelik die verantwoordelikheid neem. Daar wat hulle altyd sê the first step is to admit you have a problem. Nou, hoekom is daai klise sinnetjie die belangrikste in ons wetgewing in die oplossing van 'n probleem? Dit is 'n geweldige swaar bewoording daai. Dit is en dit is ook omdat gekoppel aan die feit dat ons in gedagte moet hou dat verslawing oor die algemeen 'n vorm van ontvlugting ook is, nê. Nee. Jy doen meestal die verslawing. Goed, op 'n stadium kan jy ook nie meer help nie waarskynlik, maar jy doen dit meestal want jy wil nie doen wat jy gewoonweg doen. Jy wil iets anders doen wat vir jou iets bied. As jy lekker alkohol gebruik, dan bied dit vir jou ontspanning, 'n bietjie jou streshantering, 'n bietjie ontvlugting van die daaglikse druk waarmee jy moet doen. Dis 'n ontvlugting. Ons sê nie dis goed of sleg nie. Maar oor die algemeen is verslawing deurspek van ontkenning. En om te ontvlug en om te ontken meestal vir jouself. En dis dan hoekom dit so moeilik is om op die punt te kom om te sê ja goed, ek moet daarom nou erken, ek het vragtig 'n probleem hierso. Want onthou jy sal alles doen om dit te ontken, want jy wil nie van die belonings ontslaa raak wat dit vir jou bring. As jy iemand 'n roker
Enige iemand wat nikotien rook, sal vir jou sê die angs wat hulle beetpak as hulle daaraan dink om sonder daardie nikotien te moet sit. Jy sal eerder sê, ag weet jy wat, ek sal eendag ophou. Of weet jy wat, ek rook nie so baie nie. Of weet jy wat, my oupa het gerook tot hy 90 was en hy het niks oorgekom. So ja, ontkenning, daardie eerste stap wat jy van praat is baie baie moeilik. En as jy kyk dan na behandeling en hoe doen mense dit en dit hang af waar die verslawing is, hoe diep dit is, hoe lank dit is, wat se tipe verslawing dit is. As jy aan heroïne verslaaf is, dan gaan jy dit nie maak as jy nie deur fisiese onttrekking en deur mediese sorg is nie, heel waarskynlik nie, nê. Nee. As jy aan nikotien verslaaf is, dan kan jy miskien dit sommer op jou eie. Jy weet jy kan daardie boek lees wat almal lees en dit het so hoë suksessyfers en jy hou miskien op rook. As jy aan dobbel verslaaf is, en jy kry dit nie reg nie om op te hou nie, en as jy nie gaan ophou nie, is jy bankrot en jou vrou gaan jou skei. Dan moet jy miskien hulp kry by mense wat spesialiseer hiermee. En jy's reg, dit is nie 'n alleenpad nie, dit gaan jou stelsel ook betrek. Jy weet jou mense, jou gesin dalk. Dit beïnvloed hulle in elk geval en ons vra dan hulle moet help. Maar aan die einde van die dag lê die verantwoordelikheid van ek moet self besef, ek het 'n probleem en ek moet vir hulp gaan. Dit is wat julle soek, julle professionele mense, want anders gaan daar nie iets verander nie. Jy kan nie iemand dwing om te gaan vir hulp vir 'n Nee, verslawing nie, want dit gaan net nie werk dan nie. tensy in rare gevalle waar die staat en die reg iemand dwing om teen hulle sin vir behandeling te gaan, en dit is maar raar wat dit gebeur, kan mens niks doen as iemand nie vrywillig sekere gedragpatroon wil verander nie. En baie mense wil baie graag, maar is ook baie sterk in die greep van of proses of substansverslawing en kry dit nie reg nie. Dit is nie so maklik nie. Die statistieke wys dit ook. Verslawing is 'n groot deel van die samelewing, baie groter as wat ons dink, nê. En Lise, ek dink aan die einde van die dag moet mens daarna kyk bloot as wat is die voordele en wat is die nadele. Daar is voordele daarin om alkohol te gebruik, daar is nadele daarin om alkohol te gebruik. Verslawing kom ter sprake wanneer die nadele groter raak as die voordele. En jy kan dit nie verander nie. As jy elke aand 'n drankie drink, niemand is kwaad vir jou nie, jy kry nie gesondheidsprobleme nie, dit werk vir jou, dan is die voordele groter as die nadele. As jy as jou vrou of jou man of jou kinders heeltyd by jou kla en as jy nie lekker voel nie en as jy al hoe meer moet drink en bietjie laat kom by die werk en jy kom dit agter en jy kan nie stop nie, dan is jy verslaaf. Dit bly altyd 'n komplekse onderwerp hierdie. So mense, indien jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie video. So gaan kyk gerus daarso. En gaan lees meer en dan kan jy miskien ook nog 'n afspraak maak by Louis om hom te gaan sien. Louis het ervaring ook in rehabilitasiesentrums, so hierdie is 'n onderwerp wat hy baie goed ken. Ja, so onthou daar is ook leesstof op Wieisek se webwerf, wieisek.co.za. Stuur asseblief hierdie gesprek aan ander mense. Mense weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie en dan onthou altyd, kyk mooi na jouself.